Kom ons praat 'n bietjie oor AI musiek. Veral wanneer dit in Afrikaanse musiek voorkom, soos ons nou in die laaste rukkie gesien het, waar ons nou kunstenaars het, wat nou uitgesproke raak oor AI wat gebruik word om Afrikaanse musiek te skep, en dit is nou op top 10 en top 20 lyste. AI musiek, wel, ander mense noem dit nou KI, kunsmatige intelligensie, maar in die veld en all over noem mense dit nou maar AI. Dit is nou maar die aanvaarde term. AI moet aanvaar word. Dit gaan daar wees. Nie vir 'n kort rukkie nie. Dit gaan heel moontlik vir ewig daar wees, in een of ander vorm. AI in een of ander vorm bestaan eintlik al baie langer. Jy weet, so dinge soos algoritmes ensovoorts is vorms van AI. En dit bestaan in wasmasjiene, yskaste, TV's en daai tipe goed, autotune, wat kunstenaars al vir baie lank gebruik. Dit bestaan al vir baie lank in een of ander vorm, en jy moet net daarby aanpas. Die eerste ding wat kunstenaars moet doen, en ek wil graag 3 dinge wat ek graag aan kunstenaars wil noem, so luister gerus na hierdie video. Want die eerste een is, jy moet kunsmatige intelligensie of AI aanvaar. Nommer 2, jy moet kunsmatige intelligensie begin gebruik. En nommer 3, jy moet kunsmatige intelligensie uitoorlê. En ek gaan verduidelik wat elkeen is en hoe daai aspekte werk. Gee kans. So die eerste een is, don't fight it. Jy gaan, as jy kunsmatige intelligensie gaan begin fight in AI, gaan jy 'n vallei skep tussen jou en jou ondersteuners, of 'n gedeelte van jou ondersteuners, want jy gaan mense kry wat sê, maar ek sien niks fout met hierdie AI-generated musiek nie, en ek hou van hierdie mense wat dit maak, en ek luister daai musiek, so jy wat nou so te kere gaan daaroor, ek gaan nou wegstap van jou af. So jy het 'n kans dat jy mense van jou af gaan wegstoot. So moenie die ding fight as 'n vyand nie. Moenie 'n vyand maak van AI nie, want daai vyand gaan vir ewig daar wees. So, nommer 2, begin dit tot jou voordeel gebruik. Kyk wat hierdie AI mense maak. As dit in jou genre val, kom ons sê jy's nou een van hierdie ouens wat nou die dansmusiek maak, gaan kyk waarna dit is wat die mense na luister in hierdie AI-generated musiek. Die woorde, die ritme en hoe dit aan mekaar gesit word. Onthou, ek is nou nie 'n kunstenaar self nie, maar ek is een van daai mense wat luister na hierdie soort musiek, en glo my, ek het al van hierdie AI-liedjies gehoor wat absoluut uitstekend gemaak is. Of dit nou 100% AI-generated is, en of dit nou deur prompts gegenerate is, of mense met hulle eie woorde en so, dis nie die punt nie. Dit is uitstekende musiek. En ek hou daarvan, dit is mens kan lekker jou lyf daarmee skit, die dansliedjies, en die lekker luisterliedjies is net so goed, dit klink ongelooflik. Die rustige drama liedjies ensovoorts, daar's baie genres wat geskep word, so gaan kyk waarna die mense luister, en as dit in jou genre val, begin die soortgelyke musiek, maar don't go and copy it, natuurlik, dit is 'n ding wat mense doen nie, maar wanneer jy liedjies skryf, doen nou jou demo op jou gitaar, gee dit vir AI, en kyk waarom jy vir AI vorendag kom. Dalk kom dit met ritmes of klanke of produksiestyl vorendag as deel van jou demo-proses of vervaardigingsproses om daai liedjie te verfyn en beter te maak wat jy nie eers aan gedink het nie. Ek daag jou uit om bietjie van jou liedjies te vat en in van hierdie AI-programme in te voer, en jy gaan verbaas wees wat daai stelsels vir jou gaan teruggee om jou liedjie beter te maak. So dit is nommer 2. Nommer 3 is, jy is 'n mens, en jy kan AI altyd uitoorlê. Hoe? Omdat jy 'n mens is. Jy is daar, jy's 'n fisiese persoon, en AI kan daai persoonlikheid, daai mens wees wat jy is, nooit vervang nie. Jy kan nie 'n robot bou hierso en hom sê, hulle meneer Mitsubishi of hulle meneer Ford of whatever die robot wat is nou vervaardig is, groet op dieselfde manier dat jy 'n mens kan groet nie.
Jy moet meer begin interact met jou mense, jou vriende, jou fans. Jy weet, veral wanneer dit kom by fisiese kontak. Kommunikasie deur video's, soos hierdie as 'n voorbeeld. Praat met jou fans en sê vir hulle, wat, hoe hou julle van hierdie nuutste song wat ek gemaak het, wat wil julle verander, wat hou julle, wat gaan julle voorstel, ensovoorts. En dis engagement, want jy gaan dit nooit kry van 'n ding wat nie 'n fisiese voorwerp is nie. Jy kan nie na 'n konsert toe gaan en 'n laptop daar neerplak en met jou AI kunstenaar en hy gaan nou 'n paar liedjies speel nie. Mense gaan nie daarna luister nie. Mense ondersteun kunstenaars baie keer omdat hulle hou van die mens, die persoon. En ek kan vir jou waarborg, baie konserte wat baie kunstenaars, en praat van professionele kunstenaars, ek praat nie eers van beginners nie, het al konserte gedoen, wat baie mense sou beskou as 'n failure, omdat daar foute was, klankfoute, mikrofoon met papbatterye, die auto-tune boksie het uitmekaar uitgeval daai dag, en jy het vals gesing, en mense het nie geworry nie. Mense het nie geworry of die klank te hard is, omdat hy te naby in die luidspreker staan, of hy kan nie hoor nie, want hy is te ver van die luidspreker. Hy wil daar wees, fisies, om jou te sien, en hy wil jou hoor. Dit hoef nie perfek te wees nie, hy wil jou net hoor, hy wil jou aangesig tot aangesig sien, en in jou presence wees, hy wil dit voel. En dit kan AI nooit vervang nie, wel nie op hierdie stadium nie. Ons sal maar sien wat gebeur iewers in die toekoms, maar tot dan moet jy van daai verhoog dan ook na die tyd afklim en praat met jou mense, interact met hulle, skud hand met die mense, laat hulle hulle arms teken, met jou hand teken, met koutjies, maak seker jy het 'n paar ekstra koutjies in jou agtersak, nog voordat jy van daai verhoog afklim, jou mense wat saam met jou op die band is, of jy nou alleen is, en of jy 12-piece band het, maak nie saak nie, stel jou bandmembers en die mense voor, sê jy, hier's Jannie, ek speel al 20 jaar saam met Jannie gitaar, of hier's Philip, en Philip het nou net gister by ons aangesluit, en hy speel nog vreeslik vals, want hy ken nog nie al die note, en sê gewoon, doen dit, want dit is eg. Mense is baie keer daar, vir die egtheid, en tot dan, want onthou, 'n ander ding, dis miskien punt nommer 4, AI op hierdie stadium kan net deur streaming services geld maak. En julle moet erken, streaming services maak nie soveel geld soos baie mense dink dit maak nie, wat 10 cent op 1000 views, terwyl shows maak geld. So, miskien met kunstenaars, ek weet shows is nie die maklikste ding op aarde nie, daar is altyd technicalities in shows, en man, jy moet alles inpak, en jy moet iewers heen gaan, en jy moet alles weer uitpak, en opstel, ensovoorts, but doen dit, want AI kan dit nie doen nie, en hoe meer kunstenaars weer teruggaan na daai ding van persoonlike identiteit, daai personal, kom ons noem het touch, get in touch, raak in aanraking met jou aanhangers, en gaan sit in die middel van die dansvloer, of staan in die middel van die dansvloer, en sing met jou aanhangers om jou, want AI kan dit nie doen nie, en dit is hoe jy die mense weet, gaan terugkry by jou, en wegkry van AI af, nie dat ek wil hê met AI vyand maak nie, maar hoe meer mense begin voel dat jy is 'n mens wat AI nooit kan vervang nie, hoe beter gaan dit wees vir jou. So ja, dis maar my paar gedagtes daarom, laat weet my gerus in die kommentare en alles, en onthou, ek is nie 'n vyand van AI nie, ek wil nie hê enigiemand moet 'n vyand wees nie, ek wil nie klomp nonsens praat oor AI is, die ewel en sulke goeders, dit het absoluut niks daarmee te doen nie, want dan gaan, as jy sê AI is ewel, dan gaan ek vir jou sê, watter AI? Want daar is letterlik duisende AI's daar buite, watter ene is dit? En onthou, dis soos 'n kind, wat groot gemaak word. Elke kind word verskillend groot gemaak, en daai een wat jy sê is 'n ewel,
word deur mense beheer wat ewel is. Hulle wil dit, maar die meeste mense maak nie so nie. So ja, kom ons bly by ordentlike persoon tot persoon gesprek met respek. En want ons moet dit moet aangespreek word. En kunstenaars moet uitfigure hoe ons hierdie gaan gebruik tot julle voordeel. Anyways, laat my weet, gesels in die kommentare. Sien julle in 'n volgende video.